Vriende, baie welkom by ons erediens. Baie dankie dat jy inskakel en dit bly 'n voorreg om so saam met jou te kan aanbid. Ons is vandag by die derde boodskap in terme van die reeks van 'n rivier in die woestyn, waarin ons wil sien hoe dat God vir ons nuwe dinge in ons lewe wil doen. En mag jy daar waar jy na hierdie boodskap kyk, mag jy vanoggend ook ervaar hoe dat die Heilige Gees nuwe dinge in jou lewe kom doen. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, as ons voor U buig, dan staan ons in verwondering voor U grootheid en voor U almag en voor die feit dat U met ons as mens bemoeienis maak. En U het by geleentheid, toe die duisende mense rondom U gesit het, het hulle vir U gesê, gee vir ons brood. En U het vir hulle brood gegee. En ons wil in hierdie oomblik sê, gee vir ons die lewensbrood. Want Here, ons het 'n behoefte aan die lewe. Amen. Ons gaan lees uit 'n paar verse uit die boek van Hosea, en die eerste vers wat ons gaan lees is in hoofstuk 1 vers 2. 'n Inleiding tot die woorde van die Here deur die diens van Hosea. Die Here het vir Hosea gesê, gaan trou met 'n prostituut wat buiteegtelike kinders het, want die land is besig om te horeer, om heeltemal ontrou aan die Here te word. En dan in hoofstuk 2 vers 18 en 19 kom die Here en hy praat met hierdie bruid van hom en hy sê, ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou aan my bind deur my weldade en my goeie sorg, deur my liefde en my ontferming. Ek gaan jou aan my bind deur my onverbreekbare trou, sodat jy aan my die Here toegewy sal wees. En dan die laaste vers wat ons lees is in hoofstuk 14 vers 6. Ek sal vir Israel wees soos die dou. Ek sal vir Israel wees soos die dou. En gelukkig is hy wat na hierdie woord luister en daarvolgens lewe. En ek wil net rondom hierdie een gedagte vanoggend met jou deel. Ek sal vir jou wees soos die dou, sê die Here. In die dorpie van Hosea het almal met mekaar gepraat en gesê, julle, ons dominee gaan trou. Hosea gaan trou. En so het hulle mekaar bespiegel oor wie gaan die vrou wees wat na die pastorie toe gaan kom. Wie gaan die vrou wees wat saam met Hosea hierdie werk van God gaan doen? En dan kom die skok, wanneer hulle hoor Hosea het met 'n straatvrou getrou. Ja, hierdie is 'n storie wat beter is as wat jy in binnelanders enige tyd kan sien. Maar kom ek vertel. Want sien, God kan partykeer van sy dienaars snaakse dinge vra. Ek lees in Jeremia 18 hoe dat die Here vir Jeremia sê, Jeremia, ek wil hê jy moet na die pottebakker se winkel toe gaan, want daar gaan ek vir jou 'n preek gee. En dan hoor Jeremia hoe dat die Here sê, hy is die pottebakker en ons is die klei, en hy vorm ons. Ek lees hoe dat hy vir Abraham sê, Abraham, jy moet jou seun vat en hy moet hom gaan offer. En Abraham weet nie dat God vir hom 'n ram sal voorsien nie. Dit was om hom te toets. Ek lees hoe dat die Here vir Noag sê, Noag, jy moet 'n boot bou, en Noag het nog nooit eers heel waarskynlik 'n boot gesien nie. En hy bou die ark waar al die diere in is. En so lees ons in hierdie gedeelte dat die Here vir Hosea kom en hy sê vir hom, Hosea, ek wil hê jy moet met 'n prostituut gaan trou. Dit was nou nogal moeilik om haar seker maar te kry. Hy moes haar heel waarskynlik by die tempels gaan haal het. En miskien het Hosea gedink, ek vat nou maar hierdie vrou, ek verstaan nie wat die Here vir my wil sê nie, maar miskien sal sy verander. Miskien sal hierdie vrou anders word. En daarom is dit eintlik daadverkondiging. Maar dan lees ons sommer in hoofstuk 1 dat hierdie vroue 3 buiteegtelike kinders gehad. En deur die name wat hierdie kinders kry, is dit eintlik 'n boodskap wat God vir sy volk wil sê. En die eerste seun se naam is Jesreel, want die Here wil sê daar sal 'n einde kom aan die koningskap van Israel. En die tweede seun se naam, of die tweede kind se naam is Lo-ruhamah. En dit beteken nie of geen ontferming nie. Met ander woorde dat die Here sê, ek het geen liefde vir julle nie, geen ontferming nie. En dan kom die derde kind, Lo-ammi. En dit beteken, julle is nie meer my volk nie. Want sien, deur hierdie huwelik met Gomer, wat sy vrou se naam was, wou die Here eintlik iets wys van die verhouding wat hy met hierdie volk van hom gehad het.
Want sien, die Here het hulle uit Egipte uitgelei en hy het vir hulle sy verbond gegee en hy het vir hulle gesê, julle is my bruid. En daarom moet julle gehoorsaam wees. Ek sal vir julle sorg, maar julle moet my dien. En dan lees ons, toe kom daar moeilikheid. In vers 10 of vers 2 lees ons, toe het Israel ontrou geword. En in hoofstuk 2 vers 12 lees ons wat hulle gedoen het. Hulle het die Baals gedien. Hulle het die afgode aanbid. Om die waarheid te sê, hulle het vir hulle geoffer. Maar die grootste is, die Here sê, hulle het my vergeet. Kon dit gebeur dat die Here juis vir hulle daardie nuwe land gegee het, dat hy hulle deur alles gevat het, en nou sê hy, hulle het my vergeet? Want hy gebruik die beeld hier, dat sy mooi aantrek, en agter haar minnaars aangaan, en dis 'n beeld van die volk. Met ander woorde, Israel het deel geword van die mense tussen wie hulle gebly het. Israel het hulle gode begin aanbid. Dit was nie dat hulle teen God was nie, maar dit was God plus. Hulle het nie meer God se wil gevra nie, want hulle het dit nie meer nodig gehad nie. Hierdie ander gode met hulle kultusse en met hulle vrugbaarheidsgebruike het vir hulle baie beter gelyk as dit wat God kon bied. Ja, die volk Israel het ontrou geword. En as ek kyk in die situasie van ons land, van Suid-Afrika, dan wil ek nie 'n reguit lyn trek nie, maar kan nie anders as om te sê, dat Suid-Afrika het ontrou geword aan God nie. Ja, ons sing die volkslied, wanneer ons daar staan en ons speel rugby en ons sê eer aan God, soos wat elke land dit doen. Maar Suid-Afrika is die groot persentasie, sien ek mense wat Christen-ateïste is. Wat is 'n Christen-ateïs? Iemand wat sê dat hy ken God, of iemand wat glo in God, dat hy daar is, maar hy ken God nie. Iemand wat glo in God, maar hy leef ook nie soos wat die Here vra volgens sy gebooie nie. Iemand wat glo in God, maar hy vra nie na sy wil nie. Want sien, die probleem is dat baie van ons as gelowiges het 'n oog ontwikkel vir die afgode. Ons sien hulle baie beter raak as wat ons vir God raak sien. Die afgod van materialisme. Ja, ons aanbid die God van Mammon in ons land. Selfs tot op die hoogste vlak. Dis hoekom ons korrupsie kry op groot skaal onder Christenleiers. Mense wat sê dat hulle ken die Here. Dis hoekom geweld ook daarmee verband hou, want geweld en geld, Mammon, hou met mekaar verband. Ons aanbid die plesiergod. Ja, ons bring ons offers by die altaar van die plesiergod. Dis hoekom ons vind dat die casinos is oop terwyl die kerk half toe is. Ek verstaan, dit gaan oor veiligheid en alles, maar gaan dit regtig daaroor dat die casinos heeltemal mag mense toelaat en die kerke 50 persone? Ons het 'n oog gekry vir mag, want dit gaan oor mag, soos 'n klomp krappe wat uit 'n emmer probeer klim, of wat die boonste sport probeer bereik, en net die een besig is om te klim, dan trek die ander een hom af, en niemand kom bo nie. Want jy sien, die woord waarsku vir ons, die maghebbers moet weet, jy gaan nie vir altyd die mag hê nie. Vra maar vir die farao van Egipte. Vra maar vir keiser Caesar van die Romeine. Vra maar vir Alexander die Grote van die Grieke. Daar's een ryk wat sal bly, en dis die ryk van God tot in ewigheid, wat niemand sal oorwin nie. Ja, ons het 'n oog ontwikkel vir die rede, vir die wetenskap. Jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek is nie teen die wetenskap nie. Ek dink ons kinders moet so ver as moontlik leer. Ons moet so ver as moontlik in die wetenskap en alles leer. Maar ons moet oppas dat ons sê dat die rede of die intellek van die mens gaan ons red. Want dit is nie moontlik nie. Sommige wil sê nee, ons werk net volgens die feite. En juis vandag het ons gehoor hoe dat weer nog 'n satelliet geland het op Mars. 'n Sending van Mars is voltooi. Nou kan ons al daardie inligting kry en is fantasties. En ons moet dit doen. Maar oppas om te dink dat omdat ons die geestelike wêreld nie kan sien nie, dat ons sê dit bestaan nie. Want as ek sê dat elektrisiteit bestaan nie omdat ek die elektrone nie kan sien nie, sal iemand vir my sê, maar gedruk net jou vinger in daai prop. Dan sal jy vinnig weet
dat daar sulke goed soos elektrone is. En daarom moet ons versigtig wees waarop ons oog gerig is in hierdie tyd. En so kan ons talle ander goed noem, dinge wat vir ons belangriker geword het as die Here. Dinge waarop ons fokus in plaas van God. Sodat God ons as het ware eintlik moet los, soos wat Hosea vir Gomer gelos het en sy op die markplein beland het om as 'n slaaf verkoop te word. Maar ons het 'n liefdevolle God, sê hierdie boek. Want sien, Hosea het haar gaan haal. En in 2 vers 18 kom die Here en hy sê vir sy volk, hy sê, ek gaan julle aan my verbind. Ek gaan my aan julle verloof. Met ander woorde, ons gaan weer verloof raak. Hoekom sê die Here dit? Want die verlovingstyd is die mooiste tyd wat 'n mens het. Dis in daai tyd wat die bruidegom of die aanstaande bereid is om die skinkbord te dra daar voor die skoonouers. Hy is bereid om die biltong alles te deel. Ja, hy is bereid om die deur oop te maak en wederzijds, sy van haar kant af sal alles doen vir haar verloofde. Ongelukkig wanneer mense getroud is, dan val baie van hierdie goed, né? Maar daarom sê die Here, ons gaan weer verloof raak. En ek gaan jou aan my bind deur my weldade, sê hy, deur my goeie sorg, deur my liefde, deur my ontferming, deur my onverbreekbare trou. Want terwyl jy ontrou is, sal ek nooit aan jou ontrou wees nie. Ja, sodat jy aan my getrou kan wees. En daarom sê hy in Hoofstuk 10 vers 12, wat ons ook in die vragies wat ons in die selgroepe behandel hierdie week, waarin ons daarna kyk, sê hy, maar vra na die wil van die Here. Nou is die tyd om die wil van God te soek. Môre mag vir jou te laat wees. En dan kom hy in Hoofstuk 14 vers 2 en 3 en hy sê, ek wil hê julle moet terugkeer na my. Ek wil hê julle moet julle sonde bely. Hy sê, ek wil hê julle moet oorgee. Seker die mooiste woord wat ek daarvoor kan hê is die Engelse woordjie surrender. Ek wil hê julle moet surrender, sê God. Te lank het jy op jou eie gestaan, te lank was jy ontrou. Want as jy oorgee, as jy surrender, dan gaan ek vir jou soos die dou wees. Wat bedoel die Here hierdeur? En daarmee sluit ek af. Heel eerste is dou getrou. In Palestina is daar die dou, of dit nou vredetyd is of oorlogtyd is, of dit winter of somer is, die dou is altyd op sekere van daardie dele. En so sê God, so is ek getrou, ek gaan jou nie los nie. Al gaan jy dalk terwyl jy na hierdie boodskap kyk, deur moeilike omstandighede, God los jou nie. Maar die dou is vars. As dit so op die velde lê, dan lyk dit soos 'n diamantkombers, soos wat dit by die juweliersplekke nie eens kan lyk nie. En die Here sê, ek gaan vir jou waarde gee. As jy weer na my toe terugkom, dan gee ek vir jou waarde, want in hierdie wêreld gaan jy niks wees nie. Ek gaan vir jou teer behandel. Ja, dit beteken nie, daar sal nie moeilike dinge met jou gebeur nie, maar ek gaan vir jou wys, dat ek vir jou absoluut lief het. En die vierde is dat die dou gee lewe. Daar waar die dou so saggies val, gee dit vogtigheid en dit laat die plante groei. En so kom die Here en hy sê, ek gaan vir jou die dou wees, ek gaan vir jou die lewe gee. Jy soek die lewe. Maar die lewe en die dinge wat jy vind, is nie in die moeite werd nie, tensy dit in God geanker is. Daarom kom die Here en hy sê, deur God se liefde sal jy my vind. Want sien, eenmal het hy sy seun gestuur. En sy seun het Jesreel geword. Hy moes sy goddelikheid los, sy koningskap los en 'n slaaf word vir jou en vir my. En toe het sy naam ook Lo-ruhamah geword, wat beteken geen ontferming, sodat hy aan die kruis sê, my God, waarom het U my verlaat? En toe het sy naam ook Lo-ammi geword, waarin God vir sy eie seun sê, jy is nie myne nie, want jy moet die toren van hierdie wêreld dra. Jy moet sterf, sodat jy en ek, wat na hierdie boodskap kyk, kan lewe, sodat jy en ek, God se volmaakte liefde mag ervaar. Mag jy die Here se liefde op 'n wonderlike wyse ervaar. Amen. Kom ons bid saam.
Ek gaan so 'n oombliekie van stil gebed gee waarin jy vir die Here kan met eerlikheid sê dat jy ook ontrou is soms en dat jy jou sonde kan bely. Here, U kom en U sê, al was julle sondes ook so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit ook so rooi soos purper, ek maak dit soos wol. En U sê, as ek dit in die see gegooi het, dan verwyder ek dit so ver as wat die ooste van die weste is. En daar waar ek dit ingegooi het, moet jy dit nie gaan uitvis nie. My gebed is daar iemand is wat na hierdie boodskap luister en wat deur die Gees van God besef dat hy of sy ontrou was in hulle verhouding met U, dat U vir hulle sal laat weet, U sê, kom terug. Nou is die tyd om God se wil te soek. Daarom bely ons sonde en ons bely ons skuld en ons vra Here, wil U ons vergewe, wil U ons rein maak, maar wil U gee dat die lewe ons deel sal word, sodat ons kan weet, die liefde van die Here is saam met ons. Dankie vir die feit dat U ons liefhet, onvoorwaardelik, en dat U daardie liefde deur Jesus Christus kom bewys het, sodat ons kan lewe. Amen. Vriende, ons wil vir U baie dankie sê vir die dankoffers wat U op 'n gereelde basis gee. Dit help vir ons gemeente, wat 'n gemeente van hoop is, om ook die normale gemeente werksaamhede te voltooi en ook dan met ons bus van hoop projekte in die omgewing en in die gemeenskap besig te wees. Ontvang nou die seën van die Here. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou en met my wees en bly. Amen.